Goeiemôre vriende, dit is vandag Dinsdag 25 Maart 2025. Kom ons raak net so wyle stil. Heilige Gees, baie dankie dat U by ons is nou. Dankie Here dat U ons omring. Baie dankie dat U die een is wat van ons gedagtes U besit neem nou. Here dat U die een is wat ons lei. Dankie o Heilige Gees vir die teenwoordigheid elke oomblik van die dag. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Dis interessant, vriende, soos ek sê, dis net vir my baie interessant hoe die Spreuke digter eenvoudig 'n enorme klomp temas in die lewe aanspreek. Dit is vir my absoluut wonderlik eintlik om dit te sien. Vers 14 van Spreuke, kom ons sê eintlik vers 13, want dit is so wys. Hy sê, wie antwoord voor hy die vraag gehoor het, is dwaas en kom in die skande. Wie antwoord voor die vraag gehoor het. Jy onthou julle nog, daai speelietjie wat hulle altyd gehad het, dan moet jy nou by die buzzer sit, dan moet jy by die buzzer sit en dan begin jy ou die vraag vra en dan die ou wat mos nou eers die antwoord het, dan druk hy die knoppie. En julle het mos so baie gesien, dan die ou nog nie eens die vraag gevra en dan druk jy ou die buzzer. Nou partykeer was hy reg, maar meeste van die tyd is die mense taamlik verkeerd. Dis al wat dit my ding daaraan. Wie antwoord voor hy die vraag gehoor het, is dwaas en kom in die skande, Dat ou sê ja, want hy wou nou maar net vinnig gewees het. So, ons kyk altyd mooi wat ek en jy sê, moenie te vinnig praat nie, wees stadiger om te praat, dink mooi voor jy iets sê, dink 2 keer voordat jy iets sê, en as jy iets moet sê, sê dit, moenie stil bly nie. Maar wie antwoord voor hy 'n vraag gehoor het, is dwaas en kom in die skande. En vriende, die ander ding is, dat ek en jy altyd, ek en jy hoef nie beter te lyk as iemand anders nie, dit is wat baie keer gebeur, die antwoord voor hy die vraag hoor, jy wil 'n bietjie die ander ene 'n bietjie voorwees, as jy 'n vraag antwoord voordat jy nog behoorlik het, of jy vraag beantwoord voor jy nog regtig die vraag gehoor het, moenie dit doen, wees jy rustig, oordink dit eerder 'n bietjie wanneer iemand 'n vraag vra en dan antwoord jy reg, of volgens jou reg, of volgens jou persepsie, antwoord jy reg, moet nooit te vinnig wees om mense te beïndruk, want baie keer juist deur dat jy te vinnig iets antwoord, en nog nie die vraag behoorlik gehoor het, dan sê hulle, maar as hierdie ou, as hy so in sy werk ook is, hy moes dan nie mooi kyk wat hy doen nie, hy gaan sommer net goed doen, en dan gaan hy eens gaan kyk wat hy gedoen het, en dan is het gewoonlik verkeerd, So dis nogal 'n baie belangrike versie, wie antwoord voor hy of sy die vraag gehoor het, is dit dwaas, en kom in die skande, So ek dink baie mooi, voordat jy op enige iets sommer net 'n antwoord gee. Maak nie saak wat dit is, jy dink baie mooi voordat jy antwoord, Die tweede enetjie wat ek sommer net met julle gaan deel, want dit is weer 'n klomp goed wat so 'n bietjie op sy eie staan, is waar hy sê vers 14, moed laat 'n mens sy lyding dra. As hy moed verloor het, kan niemand hom dit weergee nie. Moed, moed, om moed te hê, laat 'n mens sy lyding dra. Vriende, ek het dit nou al baie gesien, mense wat kanker het of een of ander so iets het, dis belangrik dat jy nooit iemand die moed sal ontneem nie. Jy moet altyd daai persoon moed in praat. Ek sê altyd ook vir die mense wat kanker het of watter staat, baie keer is dit baie gevorderde staat, dan sê ek vir hulle, hoorie, weet altyd, God kan enigiets doen, tot op die laaste, ons moet bly bid, totdat God die lyntjie trek. Ek en jy as mense wat by daai persoon is wat miskien 'n bietjie moed verloor het, ek en jy is daar om juis ons skouers onder daai persoon in te druk, juis om vir daai persoon te sê, moenie moed verloor nie, of dit nou is dat jy gaan swat, jy kry baie keer jong mense wat gaan swat, en dit is asof hulle moed verloor, en vriende, dit is waar julle as hulle vriende, julle ouers, ma, pa, en familie, en wie ook al, altyd julle skouer onder daai persoon moet gaan insit, en sê, man, moenie moed verloor nie, ons is by jou, ons sal jou help, en help daai persoon deur daai tyd, dit is ons taak baie keer, moed laat 'n mens sy lyding dra, moed help dat 'n mens kan aangaan, moed help dat jy aangaan met jou studies, moed maak dat ek en jy aangaan by 'n maatskappy, moed maak dat ek en jy aangaan in 'n huwelik, moed laat 'n mens sy lyding dra. Dit beteken, wat beteken moed? As jy moed het, beteken dit, jy werk vir 'n toekoms, jy werk vir 'n uitkoms,
Jy sien nie in die tunnel 'n trein van voor af, jy sien lig. Jy het moed, jy is besig om vorentoe te beweeg. Vriende, ek dink is oral so in die lewe. Of dit gaan oor verhoudinge, of dit gaan oor besluite, of dit gaan oor fisiese goed wat ek en jy oorkom in siekte en in lyding, maak nie saak wat nie. Moed is so belangrik. En wat is moed eintlik alles as vertroue? Né? Dis moed nie van vertroue nie. Wanneer ek en jy, dis weer eens waar jou godsdienst belangrik raak. Wanneer ek en jy op God vertrou, kom die Here en kom gee hy wat Paulus vir ons sê in Filippense 4, kom gee hy vir jou daai vrede wat alle menslike verstand te bowe gaan, wat in jou gedagtes die wag hou in Christus Jesus en oor jou hart, jou emosies. So ek en jy kry moed wanneer ons God vertrou vir die pad vorentoe. Anders raak ek en jy moedeloos. Daar's hoeveel goed op ons pad wat ons moedeloos kan maak, maar dit beteken dat dit is goed wat ek en jy gewoonlik in ons eie hand vat, wat ons op ons eie manier wil doen. Nee, vriende, wanneer ek en jy moed het, iemand wat moed het, is iemand wat ek glo, absoluut sy of haar vertroue in God stel, in Jesus stel, in die Heilige Gees stel, en sê, Here, ek ken nie, ek kan nie oor die horison sien nie, of dit my gesondheid is, of dit my finansies is, of dit my verhoudinge is, of dit my werk is, Here, ek kan nie sien nie, maar Here God, ek vertrou op U. Dis moed, vriende, dis om moed te hê, maar nie moed in jouself en sê, ja, ek is so oulik. Nee, om vertroue te hê, moed is om vertroue te hê in wat God vir ons gaan doen, en daaraan vas te hou. Bear Grylls het mos daai video vir ons gesê, wat hy daai SAS in Engeland, wat op gelyk staan aan ons rekkies is, wat hy hoe eenvoudig, wat om deur al die moeilikhede gedra het, is sy verhouding met God gewees. Hy het tog moed gehad, dis 'n man met moed wat by goed afspring, wat eintlik verskriklike daring goeders doen, ek sal dit nooit doen wat hy doen nie, maar hy het moed, maar baie daai diep gewortelde vertroue sit hy ook in die Here. Hy sê God is sy vesting, is sy sterkte in sy lewe. En vriende, wanneer ek en jy ons vertroue stel in God, dan het ons moed. Dan raak ek en jy nie moedeloos nie. Mag dit so wees. Maak nie saak op watter vlak dit lê nie. Gaan stel jou vertroue in die Here. Sê, Here, ek vertrou U 100%. Here, ek wil hê U moet voorstap. Here, ek buig my voor U neer. Here, wat U ook al vir my sê, die woord sal ek doen. Dan het jy moed, né? Moed laat 'n mens sy lyding verdra. As iemand moed verloor het, kan niemand hom dit weer gee nie. My 5 sien vandag. Mag julle God se liefde ervaar, Jesus se genade ervaar en die Heilige Gees se teenwoordigheid ervaar. Amen.